voorreg vanmôre om te kom sit rondom die woord, vanmôre te kom luister, in te neem. My gebed is vanmôre dat die doel sal bereik, so die Heilige Gees elkeen sal stil staan. Elkeen se harte wonderwerk sal doen. Dat hy bande wat hulle vashou, en hy kettinge wat aan hulle vasgemaak is, sal afval vanmôre. Dat gevangene deure sal oopgaan. Dat elkeen kan uitstap vanmôre vry in Jesus Christus se naam. Dankie Here, dat die woord ons leer, dat die woord is lewend, dit bring lewe. En waar dat dit uitgestuur word, het nooit lewe sal terugkeer nie. Want die sal vrug dra tot eer en verheerliking vir die naam. Ons prys U daarvoor. Kom teen die wat kom te steel te staan en te verwoes. Breek sy houvas in oor die vergadering. Sal dit kragteloos in Jesus naam. Want welke duisternis sal mag uit na waterlose plekke waar dit vandaan kom in Jesus naam. Ons seël hierdie plek met die bloed van die Lam. Here, dankie dat die engele gaan ons bevel gee vanmôre om 'n regmatige plek in te neem buite die kerk sowel as binne die kerk. As dienende gees volgens Hebreërs 1 vers 14. En ons prys en ons loof en ons aanbid U daarvoor in Jesus naam. Raak met 'n pamele koel vir die altaar. Here, dat ek woorde sal spreek asof vir Uself. Lig toe vir my verstand en helder in my gedagtes. Bid ek voor en ek prys en ek dank en ek eer U daarvoor in Jesus naam. Na die kinders van die Here vanmôre sê, amen. Daai persoon langs jou seker so bly is hier. Nou vanmôre gaan ons praat oor die verandering van denke of gedagtes wat so belangrik is. Mense. Because the battlefield is in the mind. Dis nie wat jy wen of verloor die bo. Mense het 'n gewoonte om Sondag te gaan slaap en worry oor wat Maandag gaan gebeur. Kom nou, moenie sê ja, Pastor Els, ek sê Els vanmôre. Jy weet nie wat Maandag gaan gebeur nie, maar jy worry nou oor Maandag. Kom nou. Omdat ons die mag van gewoonte ons gedagtes so beoefen het, nou geboorte wat jy getrein het, dat sonder aan te dink kan vloei jou gedagtes al klaar in die rigting van Maandag. Wat gaan my baas doen, wat gaan ek daar doen, al die dinge, verstaan jy, terwyl ons gedagtes moet gevange neem. Ek sê, Here, ons maak gebruik van die kragtige wapens van ons God, om elke gedagte te gevange te neem aan die gehoorsaamheid van Christus. As jy hier verloor boot, jy het klaar verloor. Wil Pastor jou sê, dis hier wat jou denke moet verander, dis hier wat jy die oorwinning behaal of verloor is binne jou gedagtes. Want as waar die vyand aanval, as hier binne, as hy staat daar kan plant, en hy kan jou so oortuig om my aas te vat, het hy jou. En mense, dan skep jy skep dinge wat glad nie bestaan nie, kom nou. Jy skep dinge wat glad nie bestaan nie, nooit, wat nooit eers gaan gebeur, jy skep jy, maar jy glo dit gaan gebeur. Wil my om te sien, ek weet, ek praat die waarheid. Almal van ons het pad geloop. En vandag nog steeds. Kom ons lees. 2 gedeeltes. Matteus 3, 6 tot 10. As jy daar is, sê amen. Op die skoue, op die bord. Matteus 3, 6 tot 10. Dit lees. En hulle is deur hom in die Jordaan gedoop, as die Johannes die Doper hulle gedoop het, met belydenis van hulle sondes. Maar toe hy baie van die Fariseërs en Sadduseërs daar sy doop sien kom, dis nou Johannes, sê vir hulle, ander geslag, weet julle aangewys om te vlug vir die toorn wat aan die kom is. Van vers 8, nou baie interessant. Dra dan die vrugte, luister, dra dan die vrugte wat by die bekering pas. So nou by kyk kom daar. Ek moet nie dink om by jouself te sê,
ons het Abraham as vader nie, want ek sê vir julle dat God mag het om uit die klippe kinders van Abraham op te wek, vers 10. Maar die pyl lê ook al teen die wortel van die bome. Elke boom wat geen, ek sê nie geen vrugte nie, as jy geen goeie vrugte, stem nie, lees julle is ook, elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Dan is tweede gedeelte wat ons saam gelees daar, is in Romeine 12. Ons gaan daarna kyk gou. Ook 'n baie interessante gedeelte van die 12 eetjies wat jy al gelees het al. En wat ons seker op hierdie hoë tyd ook behoort te ken. 12 vers 2. En dit lees as volg. Paulus het die woord aan die gemeente van Rome. En word nie, dis wat hy sê daar, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig, met ander woorde, moet nie soos die wêreld leef nie. Maar word verander. Hoe gaan dit verander? Deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige volmaakte wil van God is. Kan jy sê amen op die woord van môre? Nou belangrik vanmôre mense. Eerste punt. Ek verstaan, ek gaan vanmôre wil ek nie preek, ek wil vir jou lesing gee, ek wil jy moet iets verstaan, want dit gaan ons almal raak vanmôre. Luister mooi. Die woordjie bekering, is een van die mees misverstaande woorde van ons tyd. Ons gaan nou uitkom op die staan wat Paulus sê. Buite in ons alledaagse lewe en selfs in sommige kerklike kringe, en hier is, kom ek so sê, in ons alledaagse lewe, baie mense dink bekering beteken net om spyt te wees, of berou te hê oor iets wat jy gedoen het. Hulle sien dit bloot as jammer voel, of 'n verskoning te maak. Luister mooi, luister mooi, sonder om werklik hulle gedrag ook te verander. Mense, many people think repentance is just feeling sorry or regretting something they did without any change of behavior. As Johannes die Doper in vers 8. Hy sê dra die vrugte wat by die bekering pas. So produce fruit that is consistent with repentance, demonstrating new behavior, luister by, demonstrating new behavior that proves a chance of a change of heart and a conscious decision to turn away from sin. Met ander woorde, kom ek nou deur kyk vinnig kort. As jy sê die Here het jou siel gered, jy het tot bekering gekom, as baie dinge is gesê dat jy bekering gekom. Dan nommer 1 verander jou innerlik word jy verander. Bekering beteken hy red jou siel, hy verander jou innerlik, jy word 'n nuwe mens hier binne. Die ou Pieter Swillepos in die graf. Die ou mens is saam met hom gekruisig. Die ou mens is saam met hom dood, saam met hom opgewek. Ek is nou 'n nuwe skepsel, verstaan jy? Maar die ou mens bestaan nie meer nie. Ek sê, ek het op bekering gekom en die Here het my siel gered. Luister wat pastoor sê vanmôre, dan moet dit wat innerlik is uitspoel ook na buite toe. Ek kan nie nou, as ek sê ek het op bekering gekom, nog gaan staan en swet soos 'n sondaar daar buite nie. En as jy 'n basis van 'n besigheid het, 'n basis waar jy in die sirkulêre wêreld kan jy ouens uit mekaar uit skel nie en Sondag staan jy en hande opsteek nie. Dan jy werklik wat nooit tot bekering gekom nie.
Want jou innerlike moet spreek van jou uiterlike aksies. Wat kan jy sê? Jou innerlike mens as bekeer moet spreek ook van jou buitelike aksies. Mense moet kan sien dat deur my optrede en ding wat ek doen, werklik waar daai persoon het verander. As jou buurmense jou ken, as die mense wat jy werk jou ken, as jou familie jou ken, en jy kuier een Sondag van en hulle sien jou optrede verander, want hulle sê, hoor jy is daar, is nie lekker nie, wat gebeur? Here het my siel gered. Verstaan? Daar moet so verandering wees in jou lewe, dat hulle weet, deur, sonder 'n woord te sê, deur die optrede. Ek sê aan die mense, die dag toe Here my siel red, my maag is nie my seun nie. Hoekom? Ek het verander, innerlik sowel as uiterlik. Here my siel omgekeer en verander. En dis wat belangrik is, ons moet versigtig wees, want ons seker tot bekering gekom. Ons moet versigtig wees, want ons seker is 'n kind van die Here. As jy 'n kind van die Here is, en jy daai stiekers op die motorkar, maar jy ry soos 'n besete, haal hy stiekers af. Al daai plekke is af. Verstaan, mense is belangrik. Hoekom sê pastoor sê, want ons is nie eintlik, ons is die ambassadeurs van Christus hier op aarde. Ek en jy as kind van die Here verteenwoordig Jesus Christus hier op aarde. Kom nou. As jy nie allemaal sê, pastoor, is die waarheid. Ek verteenwoordig hom, jy verteenwoordig hom, met ander woorde, en ek vra die vraag wat ek altyd vra, sal mense die vrymoedigheid hê om na jou toe te gaan en vra, bid vir my, en ek sien as iets anders in jou lewe? Kan hulle dit doen? Kan hulle jou vra vir hulle te bid, omdat jy anders is as hulle? Nie hoor of beter nie, anders is as hulle. Kan hulle dit doen? Ander die vraag jouself. En as jy dit kan doen nie, dan moet jy waaragtig tot bekering kom. Of die Here vra om jou te help, dat jy verander word. Dat jy van die ou dinge ontslae kan raak, want jy kan nie sê jy is 'n kind van die Here, jy kan nie sê tot bekering gekom as alle ander dinge, as afwesig maar nie teenwoordig nie. Ons moet die lewe leef hier op aarde, sodat mense kan sien ons is kinders van die Here. Ons hele leefwyse moet verander, sodat mense kan sien ons behoort aan Jesus Christus. En dis wat Johannes sê. Hy sê, dra die vrug wat by die bekering plaas. To be transformed, describes a change, luister mooi, on the outside, that comes from the inside. Dit was toe sy woorde, en julle moet my onthou, julle woorde weet hierdie tyd, jy kan nie buite dinge verander, tens jy eers binne verander het nie. Baie mense wil buite dinge verander, maar jy nie binne verander, jy gaan nie werk nie. Ek moet binne verander, ek moet my lewe regkry met hom heel eerste. Ek moet normaal mense my persoonlike saag maak, ek moet waaragtig tot bekering kom, berou toon, vir die dinge wat ek gedoen het. Dan eers kan ek, as ek binne verander, kan ek werk aan die uiterlike dinge. Ek kan ontslae raak van dinge. Ek kan baie dinge doen in die uiterlike, ek kan nie doen wat ek daas gedoen het nie. Maar die Here het my gered en daarna, hy my siel gered het, waaragtig het hy my siel gered. Kon ek met 'n vrymoedigheid wat ek gehad het, af van al my gemors ontslae raak en wys sondige dinge ontslae raak en al die dinge verstaan. Hy het eers binne my gewerk voor ek self die uiterlike dinge gedoen het. Hy sê vir jou wys. Hy sê vir jou wys wat jy uiterlik gedoen het, of wat jy uiterlik nog steeds al vashou wat verkeerd is. As jy waaragtig binne verander is. So to be transformed describes a change on the inside, that's from the outside that comes from the inside. It is an inside job, so to speak. Paul is calling for an outward change in the character and conduct of the believer,
which is to correspond with his own inward spiritual condition. As someone has well said, luister mooi, God loves us too much to let us stay as we are. Hoe kom dink jy, doen jy? Dink jy Here wil jy moet hel toe gaan? Nee. Die hel is nie daar vir ons, maar jy weet die hel is daar vir die duiwel en sy demone. Maar ons hang vas wat hy doen vir ons, gaan ons saam hel toe, verstaan? So God loves us too much to let us stay as we are. And God said, luister mooi, let us form man in our image. The devil says, I will deform man to sin. The world says, we must conform man in our image. Education says, let us inform man by knowledge. Society says, we will reform man by culture. Only Christ says, I will transform man by grace. Hy verander ons. Wie die Bybel sê is dat hy sê ons tot dag word ons vernuwe in ons innerlike mens. Dag tot dag. Net soos jou liggaam self vervang, net soos jou liggaam sekere funksies in jou liggaam vervang en regmaak en jou vel selle en ander selle, net so word ons innerlik vernuwe dag tot dag. Dag tot dag werk die Gees van God in ons lewe om ons te vernuwe, innerlike mens. Innerlike mens. Ons dankie vir Jesus. Luister, tweede belangrike punt. Ons sê dat eerste is dit die alledaagse lewe wat ons te praat van bekering, né? Tweede is die Bybelse begrip van bekering. In die skrif beteken bekering metanoia, wat eintlik beteken 'n omdraai van rigting, né? Soos ek reguit loop en ek omdraai en teenoorgestel is wat metanoia, ek maak 'n heeltemal omswaai en ek kom by my eie lewe. Dis 'n verandering van rigting, maar ook 'n verandering van jou denke. Ja, mense. Kom ek vertel iets. As jy vir 30, sê jy toe bekeer toe jy 30 jaar oud was. As 'n binde voorbeeld. Om jou tydpatroon te verander wat aan 30 jaar jou vasgehou het, is nie maklik nie. Hallo. Want daar seker dinge ingegrafeer hierbo wat jy nog steeds doen vandag. Lelike gewoontes ook. Goeie gewoontes ook. So jou brein is so geprogrammeer die gedagtes dat sonder om te dink doen jy dit. Maar waar die denkpatroon is dit nie in lyn met God se woord is nie, as dit nie sy goedkeuring dra nie, moet dit verander word. Kom ek nou 'n voorbeeld. Jy is gewoond om elke oggend laat te slaap en dan vroeg op te spring, vir 'n koppie koffie te maak, jou reg te maak vir werk, en dan klim jy motorkar en gaan jy werk toe, so gaan aan deur die mag van gewoonte elke dag doen dieselfde. Maar nou toe jy bekering gekom het, moet daar verandering plaasvind. Jy moet nou vroeër opstaan en jy moet ook bietjie Bybelstudie doen. Jy moet ook bietjie gaan bid. Ook fellowship met hom hê. So jy hele tyd zones omver gegooi nou en daagliks. Waarin die liggaam nie gewoond is nie, waarin jy nie gewoond is nie. En die liggaam rebelleer teen dit, want die liggaam sê nee, ek wil nog slaap. Verstaan wat ons toe sê? Met ander woorde, jy moet jou daai hele tydpatroon moet jy verander om die liggaam in lyn te kry nou met wat God se woord sê. Ons moet bid. Ons moet Bybelstudie doen. Ons moet fellowship met hom hê, wat die liggaam nie wil hê nie. So daar's al klare een ding. En baie ander dinge. Weet Sondag moet jy tyd uitkoop om kerk te kom. Sondag 9 is die tyd om shopping te gaan doen in Clearwater nie. Sondag is daar tyd om kerk toe te kom eers en dan kan jy gaan shopping doen. Daar sekere
dinge wat die aanwysings was, wat jy moet verander, sodat jy kan inval volgens dit, anders jy nergens kom nie. Jy moet uiterlik verander, jy moet inval by God se planne, jy moet dit doen, anders dan gaan jy stagnant bly, en stagnante water word vrot. Mense, luister mooi. Bekering. Wanneer jy tot bekering gekom, luister, dit behels die volgende. Nommer 1, ek erken dat ek 'n sondaar is. Ek erken dat ek ook gesondig het. Ek is 'n sondaar, want die Bybel sê, elkeen ons word gebore in sonde. As ons sê ons sonder sonde, maak ons onsself alleen, dan ons maak God ook alleen, sê Johannes. So ek erken my sonde. Ek besef wat ek gedoen het teen God se wil was. Ek moet dit erken. Dit kos 'n man op 'n perd om te sê dat ek is 'n sondaar, ek het verkeerd gedoen. Dit baie mense wil wegsteek en wil kort pad, waar is geen kort pad wat kom by bekering nie. Jy moet reguit sny. Al maak dit hoe seer, Here, ek het gesondig. Ek het verkeerd opgetree, of verkeerde woorde wat ek wil behels, dit moet erken word, ek het gesondig. Tweedens dan, na jy erken het, moet jy wegdraai, met ander woorde, jy moet breek by die sonde. Ek gaan nie vanmôre vir julle sê wat se sonde alles is. Sonde bly sonde in die oë van God. Maak nie saak wat jy doen, hoe jy dit sê nie, sonde bly sonde. As jy, kom ek stel dit so maklik jy kan verstaan, dat jy kan verstaan. Dit is miskien baie maklik. Dit wat jy doen, dit wat jy deelneem. Sal jy doen as Jesus langs jou staan? Ek vra, sal jy daai ding doen as Jesus Christus langs jou staan? Dan weet jy ons is verkeerd. Hoe kon jy dit? Hoe doen jy dit? Hoekom doen jy dan dit wat jy doen? Wees bang om dit voor Jesus te doen. Dit sê mos iets. Die plekke waar jy ingaan, ek sê het baie keer gesê, die plekke waar jy ingaan, waar jy jou vrou invat, jou man invat, sal jy Jesus saam met julle invat in die plekke? Nee, pastor, hoe gaan jy nou so doen? Die geselskap wat jy deelneem, die grappies wat jy vertel, maak my saak waar jy sê vir Jesus innooi om saam met daai klinieke te kom sit, terwyl jy besig is met dit. Ek glo nie. Nou kom jy dit. Dis al wat ons toe sê. Daar moet 'n verandering uiterlik wees. As jy innerlik verander het, moet daar uiterlik ook 'n verandering wees. Dan moet jy ophou vloek. Jy ophou skel. Jy moet ophou met alle ander dinge wat jy doen, want een van die dinge wat die Here ons in die aandag gekry, is dat jou taalverbruik is verander. Dat jy praat nie meer dieselfde nie, want baie mense se hele taal bestaan uit Swetsheid, vloekwoorde uit. En die Here kom en hy van dieselfde tong wat geswets het en geskillig vat hy, hy was ons skoon in sy bloed, en na dieselfde tong aanbid hom nou. Prys sy naam, ek voel nie meer lus om 'n deel te neem aan ander dinge nie. En die oomblik wanneer jy die besluit neem om weg te breek van Sondag, hoor pastoor sê, voel jy skuldig wanneer jy so iets wil doen, jy voel nee, dis nie verby nie. Jy voel skuldig om saam met ander mense te gaan sit in die geselskap, waar hulle veel grappies vertel, jy wil nie daar deel wees van dit nie. Jy voel skuldig om saam met die mense die werkspartytjies by te woon, jy voel jy pas nie nie, dis die regte ding, jy pas nie daarin nie, wat soek jy daar? Ja, dis die verandering van uiterlik wat plaas moet vind in jou, as mens. So erkenning van sonde, wegdraai van sonde, dan bekering behels ook na God toe draai.
Die Here praat met Esegiel, hy sê, kom kyk 'n bietjie hier. En iets wys. En jy weet, Esegiel, was deel van die ballinge gewees in daai tyd, by die Kebarrivier, al die plekke. Hy het tussen hulle gewoon het iets agtergekom wat sy eie volk gedoen het nie. Die Here moes die skil van sy oë laat afval om te sien wat die mense besig is om te doen. Dat hulle voor 'n songod staan en die songod aanbid, met hulle rug na God gekeer, maar ander woorde, dat God heeltemal verwerp. Die God van Israel het hulle heeltemal verwerp. Die Here sê, maar kyk daar. So die Here moes in sy hart werk om vir hom te wys wat hy moet doen. Baie mense se rug is op God gekeer. Hulle aanbid hulle God klein gee, maklik sap hy klein gee God is nie. Hulle aanbid hom, vergeet heeltemal van die Here. Dink nie aan hom nie, ek sê altyd gesê, hy sê 'n spaarwiel wat jy God nodig het jy die spaarwiel daarom nodig vir 'n papwiel. Geestelik gesproke wat verkeerd is. So, ons erken ons sonde, ons draai weg van sonde, ons draai ons aangesig terug na God toe, weg van sonde af. Jou lewe is so inrig dat dit by God se weë pas. En dis nie net om slegte dade te verby nie, dit word 'n leefstyl en 'n leefwyse. Dis nie ding wat eenmalig plaasvind. Mense wat tot bekering kom, is dit elke dag kom jy tot bekering, soos nog gedink. Hoekom, pastoor? Want daar is soveel baie dinge wat jy moet deel, en soveel keer dinge wat jy nog toe die Here om vergifnis moet vra. Dis 'n leefwyse om jou daagliks te ondersoek. Jy moet te vra om die verkeerde dinge in jou lewe te openbaar en jy kan regmaak, jy kan bly in baie dinge kan breek. Is 'n leefwyse. En soos jy aflei, maak jy ruimte vir meer, en God kan hy leemte svul deur sy Heilige Gees. Luister, ek gaan 'n bietjie verder. Wat's nog belangrik? Bekering is nie opsioneel nie, maar verpligtend. Dis 'n opdrag. Dis 'n opdrag. Bekering is nie 'n voelwoord nie. Dan ons staan 'n bietjie, as jy wil staan maar, is reg. Jy raai been vir die plek, staan maar as jy wil staan. OK. Bekering is nie 'n voelwoord nie. Maar dit is 'n aksiewoord, jy moet oorgaan tot aksie. Repentance speaks of a change of mind and direction, not a sorrow of heart. Jy neem aksie. Dit beteken om jou dade, denke en houding te ondersoek, jou sonde te erken en doelbewus jou lewe in lyn te bring met God se wil. En ook net so belangrik om jou gereeld te ondersoek as jy verkeerd gedoen het, te erken, te bely en reg te maak. Wees almal van ons wat hier sit vanmôre maak foute. Almal van ons faal die Here elke dag in ons lewe. Elke dag. Maar in plaas om die dinge wat jy verkeerd doen te los tot vanaand sê, gaan vanaand kom, dit vanaand bely, gaan vanaand dit regmaak. Jy gaan vergeet my, moet jy gaan vergeet my sê, hy gaan sorg die dit vergeet. Op daardie spot of jy in die motorkar is, by die huis is, by die werk is, dan kan jy gedagtes wat is, Here vergeet my, ek het verkeerd opgetree, of ek het wat ook al iemand geval mag wees, en maak daar reg, maar Here, moenie los tot vanaand toe nie. Vanaand kan te laat wees, op pad werk iets met jy gebeur, op pad huis toe iets met jy gebeur, op pad werk iets met jy gebeur, maak reg daar, onmiddellik. Bly jou sondes. Kom ons gaan 'n bietjie verder. Tweede hoofpunt. Lees ek in ons geleesde gedeelte dat bekering was die eerste woord van Johannes die Doper se evangelie, Matteus 3 vers 2. Dit was die eerste woord van Jesus se evangelie, Markus 1:14 tot 15. Dit was die eerste woord van die prediking van sy disippels, Markus 6 vers 12. Dit was die eerste woord van die instruksies van Jesus aan sy disippels,
na sy opstelling, Lukas 24, 46 tot 47. Dit was die eerste woord van aanmoediging in die eerste boodskap na die uitstorting van die Heilige Gees, Handelinge 2 vers 38. Dit was die eerste woord oor die mond van Paulus toe hy voor koning Agrippa staan om homself te verdedig en verduidelik dat dit is wat hy gepreek het of gepredik het buite in Damaskus, Jerusalem en die hele land van Judea. Handelinge 26, 19 vers 20. In die Ou Testament van ons hierdie woordjie meer as 1000 keer, om presies te weet, Afrikaanse Bybel 1064 keer. En dit beteken as volg, die woordjie bekering beteken to be sorry, to regret, to have compassion, to lament or grieve, to turn back, turning away, dis die regte woord, wat met en away beteken, to turning away, om 'n swaai te maak, turning away from sin and towards God, and to reverse is die ander betekenis wat jy in die Ou Testament vind. Nuwe Testament van ons is so 55 keer, en dit beteken as volg, to change one's mind, Hemelse Vader, to change one's mind for better, to feel sorry, to have another mind, to turn around. Repentance in the Bible involves a complete change of heart and mind, leading to a different actions. Handelinge 16 vers 20. It is no longer returning to God, but also about accepting Jesus as the way to eternal life, and turning from sin to live according to God's will. Derdens, die bevel of opdrag vers 2 se gee as 'n aanhoudende opdrag. Kom ek weer verduidelik. Dis 'n ander taalvorm wat gebruik word om bevel of opdragte te gee wat nie net vir 'n eenmalige aksie bedoel is nie, maar wat 'n lopende, herhaalde en volgehoue aksie aandui. Dit roep iemand op tot 'n lewenswyse of gewoontelike praktyk bekering, eerder as 'n eenmalige daad. Jy sê dit op bekering kom, ek is dankbaar as jy hart vir die Here gegee het en jou sondes bely, maar dit gaan 'n dag tot dag ding wees wat jy moet doen, 'n leefwyse wees en 'n leefstyl wat jy moet toepas in jou lewe om elke dag die pad saam te loop. Jesus sê self, as jy neem jou kruis op en volg my. Elke dag moet ons kruis opneem en ontvolg. Nie een keer in die week, nie sonde nie, maar elke dag moet dit gedoen word. Luister mooi. Wat wil ek sê? Ek sê dat die woordjie bekering is nie 'n eenmalige gebeurtenis nie, maar liewer 'n leefstyl van 'n kind van die Here. Dis hoekom die konsep van een keer gered, altyd gered nie inpas by die prediking vanmôre nie. Dit is besig glo, een keer gered altyd, ek stem half saam, maar wat doen jy as jy sondig? Ek glo as jy gered is, jy gered, jy kan wat doen wat jy wil agterna. So jy kan teruggaan by jou wie agterna jy is gered. Nee, ek stem nie saam nie. Maar as bekering dan 'n leefstyl moet word, gaan dit baie moeilik wees om te doen wat ek graag wil doen. As jy waarlik waar Jesus Christus aangeneem het as jy persoonlike saligmaker. Kom ek sê dit vanmôre, dan haat jy sonde met 'n passie. Ja. Jy haat sonde met 'n passie. Dit verafskuw jou. Jy wil nie daarvan praat, jy wil nie aan deelneem nie. Jy wil niks doen nie, jy haat dit met 'n passie. Vierdens, die 8ste vers sê Johannes die Doper, is dit raai die vrugte wat by die bekering pas. 5de vertaling lees so. Hy sê, go and do something to show that your hearts are really changed. You must bring forth the fruits of holiness, fruits that may answer the nature of true repentance. Luister,
Jesus sê, want uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreek, hoerery, diewery, valse getuienis, lastertaal, Matteus 15 vers 19. True repentance involves a sense of awareness of one's guilt, sinfulness and helplessness. Ware bekering behels 'n bewustheid van een se skuld, sondigheid en magteloosheid. Psalm 51 vers 1 en Psalm 130 vers 4. True repentance means a change of attitude and action regarding sin. Hatred of sin turns to repentant person away from sin. Person away from sin, turn person away from sin into God. Psalm 119, 128, Job 42, 5 tot 6, 2 Korintiërs 7 vers 10. Ware bekering lei tot 'n radikale en volgehoue strewe na heilige lewe, om saam met God te wandel in gehoorsaamheid aan sy bevelle en woord. 2 Timoteus 2, 19 vers 22 en 1 Petrus 1 vers 16. Luister mooi, gaan stap en klaar maak. A change of mind, inkeer met ander woorde, leading to repentance, bekering. Dit is belangrik dat ons gedagtes sal vernuwe deur die implanting van God se woord. Weet jy, jy kan na 'n psigiater toe gaan, jy kan enige plek toe gaan, maak nie saak waar jy gaan nie. Niemand kan jou gedagtes verander nie. Net die woord van die Here kan jou gedagtes vernuwe. Kan die dinge wat daar in die woord in jou gedagtes nie uitdryf, en in die plek daarvan kan die woord van God geplant word. Hoe meer jy die woord tyd spandeer, hoe meer woord sal in jou ingaan, hoe meer gaan jy inneem, word dit gegraveer op die harttafels van die mens. Wanneer jy die woord saggies lees nie, lees dit hardop. Lees die woord hardop, dat het ingang kan vind in jou hart, dat jy kan hoor en kan sien. Dis die beste manier, en dan word hy skrif word opgegraveer op jou harttafels. Dit verander jou denke, dit verander jou gemoedsrus, dit verander baie dinge as ons in die woord van God bely. Solank jy woord inneem, sal die woord jou voed. Solank jy woord inneem, sal daar lig in jou binneste wees. Solank jy woord inneem, weet jy die vyand haat jou, want hy soek nie iemand wat woord lees en wat bid nie, hy haat daai mense. Moenie jou tyd saam met Here verkoop vir 'n pot lensiesop nie. Nie moeite werd nie. Nie moeite werd nie. Spandeer tyd saam met hom, het ek ook gesê. Hê kommunikasie met hom, gemeenskap met hom, praat met hom, dien hom, bly in die woord van die Here. Leer jou kinders dieselfde, leer jou kleinkinders dieselfde. Jy kan nie groei sonder die woord van die Here nie. Vergeet dit. Vergeet dit. Jou my verstand is die beheersentrum van ons gesindheid, ons gedagtes, gevoelens en ons dade. Paulus sê dat God jou verstand vir homself wil hê, omdat hy die krag van die mense denke ken. Hy wil hê jy moet sy gedagtes dink, soos jy dit doen, word jou verstand vernuwe. En wanneer jou verstand vernuwe word, sal jy in staat wees om sy wil vir jou lewe te ken en uit te leef. Dit moet verander word. Dit moet heeltemal verander word. Mense, daar's 3 dinge wat gebeur by die Here, wanneer jy jou siel het of by bekering, is so moet ek jou verstaan. Nommer 1, kom die Here net uit jou siel.
die werklike persoon Pieter Swanepoel in my hart, wat jy nou na kyk in die liggaam en in die dop, sy siel het die Here gered, hy het skoon gewas, hy het bande oor my lewe gebreek, hy het my naam geskryf in die boek van lewe. Ek het sy eiendom geword. Februarie 1978 het ek sy eiendom geword, en tot vandag, na 48 jaar, is ek nog Jesus se eiendom. Tweede ding wat hy doen. Die Gees van God kom verkoop jou gees in jou binneste. Ons gees wat alle jare pieperig klein was, en niks kon doen nie, moet nou opgewek word, want God kan alleen met ons kommunikeer deur sy gees. Sy gees kommunikeer met ons gees. En getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Met my gees, nie met my gedagtes nie, met my gees, dis die tweede wat was. So hy red my siel, hy verkoop my gees, wat God doen. Die derde ding wat ons moet in ons werk, is om ons gedagtes te vernuwe, deur die implanting van God se woord. Hy dink twee dinge. Ons moet sorg om in die woord te bly, in die dienste te kom, ons tye saam te hê as 'n familie. Man en vrou is moontlik is saam te bid, nagmaal te bedien, of wat die geval mag wees. Dat is belangrik. Dis belangrik sodat ons verhouding met hom kan bou en ons verhouding met mekaar kan bou. En dan kan die vyand niks doen nie. Kan jy inkomkans kry in jou lewe nie. Jy kan nie wig inslaan nie, want jy weet jy meen besigheid met hom. Met God die Almagtige. Yes. Kan ek maar vanmôre vir jou bid? En dat ek daar sal vir ander mense bid, as jy wil, ek moet vir julle apart bid, is dit goed, so ek sal vir julle apart bid. Jy wil proxy staan vir iemand, is vry om voor te kom staan, ek sal saam met jou bid vir die persoon ook. Wil die gebed vanmôre ons almal, luister mooi, en daar net sit en oorsluit, dan luister wat die woord die sê. Ek bid vanmôre, ek sê Hemelse Vader, ek dank U vir al die genade en barmhartigheid wat U aan ons bewys het. Ek dank U vir die vergifnis van my sondes en vir die gawe van die ewige lewe wat U aan my gegee het of geskenk het deur die Seun Jesus Christus. Ek dank U dat Hy homself aan my gegee het, sodat ek myself aan U kan gee. Ek stel my nou aan U beskikbaar. So Here, ek stel myself aan U beskikbaar vanmôre. Ek is U se, opnuut kom ek vanmôre na U toe. Alles wat ek is en alles wat ek het, gee ek aan U as 'n lewende offer. Dit is my logiese reaksie op die liefde vir my. Dit is my geestelike daad van aanbidding aan U. Verander my, Here, deur my verstand, deur die Heilige Gees te vernuwe en deur die woord van die Here. Sodat ek kan dink soos U wil hê ek moet dink, oor alles. Veral oor U en oor U wil. Geen onderskeidingsvermoë deur die Gees, terwyl ek daarna streef om U wil elke dag in my lewe uit te leef. Stel my in staat om U wil te erken, en terwyl ek dit doen, te ontdek dat dit waarlik goed is, welgevallig en volmaak is. Ek vra die dinge sodat U geëer en verheerlik kan word, en deur my lewe ook kan verheerlik word in Jesus naam. Ek bid dit en ek vra dit in die wonderlike naam van die Seun Jesus Christus, en almal vir ons sê vanmôre amen en amen. Ons sê dankie vir Jesus. Is daar iemand wat gebed doen?